Broers en susters, ons behandel vanoggend saam die 8ste gebod in die wet. Dis almal weer die 8ste gebod. Dis natuurlik die gebod wat vir ons sê jy mag nie steel nie. Nou so rukkie terug het ek aan u verduidelik die rede waarom ons erediens die formaat het wat dit het, hoekom ons die dinge in die volgorde doen soos wat ons dit doen, natuurlik in die tweegesprek tussen God en sy gemeente. Nou vanoggend net so ter inligting, bietjie oor die preek self. Daar's verskillende maniere waarop 'n mens 'n preek kan voorberei. Een van die bekendste is sekerlik die van Calvin, wat baie lief was daarvoor om teks vir teks vanuit die woord te preek. Maar daar's ander maniere ook. Mens kry deduktiewe preke waar die gevolgtrekking gemaak word en op grond van die gevolgtrekking verskillende punte dan uitgelig word. Jy kan 'n induktiewe preek wat andersom werk, waar die punte weergegee word totdat dit op die ou einde van die dag by die gevolgtrekking kom. Maar dan kry mens ook tematiese preke. Nou 'n tematiese preek handel spesifiek oor 'n onderwerp en word daar dan skrifgedeeltes juis uitgelig met die onderwerp as fokus. Die meeste van die preke is gewoonlik in die vorm van of 'n deduktiewe preek of 'n induktiewe preek, maar vanoggend is die preek 'n tematiese prediking. Die tema, soos wat ek genoem het dan, is die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. Maar voordat ons daar kom, gaan ons eers saam lees Matteus 25, die gelykenis van die talente. Jy kan vir ons die woord daar oopmaak. Dit is nie so baie verse nie, is van vers 14 tot en met vers 30. En die gedeelte oor die talente spreek met ons spesifiek rondom die 8ste gebod ook. Maar met die woord voor ons geopen, kom ons nader eers ons Here in gebed en ek vra dat die broers vir ons sal opstaan. Almagtige God, grote Skepper, ewige Koning, ons Vader. Maar Vader, U sorg vir alles. Van die grootste van die diere tot die kleinste van insekte. U hou alles in stand en alles in U hand. En om te dink, U het ons geskape en geroep om 'n besondere plek in U skepping te vervul. En daar waar ons gefaal het in ons taak en ons roeping, het U die hoogste van offers gemaak om ons behoue te laat bly. Die Skepper het sy lewe gegee vir die skepsel. En daarom ook waar ons nou vanoggend saam na U woord luister, vra ons U hulp en leiding, Here, dat ons daaruit ook sal leer die dinge wat ons moet doen, en dat ons sal hoor die dinge wat ons moet hoor. Maar laat ons nie net hoor nie, laat ons ook luister. Here, waar ons as gemeente saam is, bid ons ook in afhanklikheid vir die werksaamhede van hierdie gemeente. Here, die eredienste, die vergaderings, die amptswerk, die uitreikings, alles wat ook nog hierdie jaar moet gebeur. Ons doen ook voorbereiding vir mekaar, vir ons broers en susters, ons kinders, ons bejaardes, die siekes, die wat herstel. Ons bid vir Frikkie en Tannie Didi, vir Tannie Henriette, vir oom Steve. Ons bid vir Tannie Susan of Sonet se ma, Tannie Susan en Engelie se pa. Ons bid vir
tannie Charlotte Botma se seun en Corneille se ma. Here, maar ons sê ook dankie, want onder ons lidmate sien ons so wonderlike herstel, so wonderwerk wat keer op keer gebeur. Ons dink aan Chris, ons dink aan oom Fires, waar u sorg soos 'n helder lig skyn. Here, hoor vanoggend ons bede van lof, van eer, van dank en dankbaarheid, maar ook van diepe afhanklikheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Matteus 25 vanaf vers 14, ek hou dit vir u voor. Christus is aan die woord waar hy gelykenis vertel en ek lees. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En een wat die 5 talente ontvang het, daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom, met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die 10 talente het, want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Ons lees net tot so vers saam. Verse 16 tot 18. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 1 of die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Steel is 'n kort, klein woordjie met groot implikasies. Wie van ons het nie op een of ander stadium
al deurgeloop onder 'n ander se lang vingers nie. Daardie magtelose woede as jy by die huis kom, alles is omgekeer en de mekaar. Daardie leë gevoel as jy op pad is terug na jou motor, die plekkie daar waar jy hom parkeer het, is leeg. Jy staan voor en jy ry by die winkel reg om te betaal, maar jou beursie is nie meer in jou sak nie. Baie keer is die dinge wat so gesteel word, onvervangbaar. Partykeer is dit erfstukke wat mens nie meer kan terugkry nie, foto's van herinneringe op 'n mens se foon wat jy nie weer kan neem nie, duur juwele of munte wat mens net nie kan bekostig om weer te koop nie. En baie keer is die skade wat 'n mens ly van so 'n aard dat mens nie eers 'n geldwaarde daaraan kan koppel nie. Selfs al betaal die versekering daarvoor uit. Spesifiek in ons konteks en ons landjie raak diefstal elkeen van ons op een of ander stadium, op een of ander manier. Nou diefstal word direk met die 8ste gebod aangespreek. God verbied jou om iets te vat wat nie joune is nie. Maar kom ons kyk vanoggend hoe wyd die term diefstal strek en in hoe groot mate dit ook ons eie doen en late beïnvloed. So ons begin deur te kyk wat verbied die 8ste gebod. Wat sê die 8ste gebod mag ons nie doen nie. Daarvoor lees ek ook vanoggend soos by die ander geleenthede wanneer ons na die wet van die Here kyk, spesifiek met hierdie reeks preke dan die Heidelbergse Katekismus, Sondag 42 by hierdie geleentheid, vraag en antwoord 110, wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie net slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Heel eerste, dit verbied roof. 1 Korintiërs 5 vers 10, moenie dwaal nie, geen oreerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. 1 Korintiërs 5 vers 10. Soos wat die gebod vir ons stel, diefstal in op sigself is verkeerd. Om iets te steel is om iets vir jouself te neem wat nie joune is of wat jou toekom nie. En daar's baie forme daarvan buite in die algemeen. Om iemand se besigheid idee te steel is verkeerd. Om plagiaat te pleeg kom neer op intellektuele diefstal. Om 'n ander se pos te steel of 'n geleentheid te ontneem is net so goed as om hulle eiendom vir jouself te vat. Tweedens lees ons in die katekismus, enige skelmstreke word verbied. Want dit is die wil van God, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, 1 Tessalonisense 4, vers 3 en 6.
Ek weet nie of u 'n paar jaar gelede daarvan gehoor het nie, dit was so in die middel van COVID, was daar 'n man in die nuus wat hoof was van 'n skema met die naam van MTI, of MTI. Dit was 'n man wat mense uit biljoene rande verneek het. En op die ou einde het hy iewers Suid-Amerika gevlug, waar hy toe in egtenis geneem is. Ek was op daardie punt in Tygerberg gemeente, en daar was 'n klomp mense wat in hierdie firma belê het. Onder andere ook 'n vrou wat haar hele pensioen as gevolg van hierdie ding verloor het. Duisende mense skade gedoen, duisende mense se lewens verwoes. En daarom is dit nie moeilik om te sien dat so iets sonde is nie. Jy kan nie sê dat jy jou naaste lief het, dat jy in liefde optree, as jy iemand soveel skade berokken nie. Dis selfsugtig, dis oneerlik, dis harteloos. Dit is die oortreding van die 8ste gebod. Derdens lees ons, vervalsing word verbied. Spreuke 11 vers 1, valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het hy sy behaag. 'n Regte weegtoestel en weegstaal kom van die Here, al die weegstene in die sak, sy werk. Spreuke 16 vers 11. As jy iets van 'n persoon op 'n oneerlik, onregverdige wyse eien, of 'n persoon iets anders of minder gee as dit waarop jy ooreengekom het, of wat hom toekom, is jy besig om skelm te wees, is jy besig om te steel. Dis nie 'n gelukkie wat jou tref, of 'n winskoopie wat jy maak nie. Dis oneerlik. Dis die oortreding van die 8ste gebod. Dit is nie naaste liefde nie. Ons lees in die katekismus, alle vorme van geweld om iets in die hande te kry, word streng verbied in hierdie gebod. Jesegiel 45 vers 9, so sê die Here, dit is nou genoeg, o vorste van Israel, verwyder geweld en verdrukking en doen reg en geregtigheid, hou op om my volk uit hulle besittings te verdring, spreek die Here. Nou dit is werklik jammer dat gewapende roof en ander vorme van geweld 'n algemene verskynsel in ons land geword het. Gaan nie 'n dag verby wat ons nie van een of ander vorm daarvan in die nuus kan lees, sou ons wou nie. Dit gaan beslis nie meer oor wat reg is nie, maar eerder oor waarmee ons kan wegkom. Die realiteit is dat baie van die mense wat dit ook nie gevang word op die einde van die dag nie, omdat die staat nie meer in staat is om daardie beheer uit te oefen nie. Maar ongeag die oorsaak of die omstandighede wat 'n persoon na sulke optrede toe dryf, daar is nie 'n verskoning daarvoor nie. In die versie van Jesegiel 45 wat ons gelees het, sien ons God verafskied dit. Sou jy so iets aanvang, is jy nie net besig om jou naaste leed aan te doen nie. Jy is besig om aan God ongehoorsaam te wees. Dan omkoopgeld, geldwoekery word verbied. Psalm 15 vers 5, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Verskynsels soos bedrog, geldwasery, tydelike vorme van diefstal. Maar is omkoopgeld regtig verkeerd? Die realiteit is, broers en susters, dat jy iemand se stem of se stilte omkoop op 'n oneerbare wyse.
Dit kom daarop neer dat jy sy ware gevoel, sy ware oortuiging gesteel het. En beide partye is skuldig aan oortreding van hierdie wet. Gierigheid word verbied. Nou is 'n redelike lang lys wat deur die 8ste gebod verbied word, maar as ons daarna kyk, vir spesifiek ook onder hierdie opskrif, dan sien ons iets van die beginsel van hierdie gebod. Want al hierdie dinge is die gevolg van gierigheid. Ten diepste is gierigheid die wortel van die roof, van skelmstreke, van vervalsing, van geldwoekery, van omkoopgeld. En daarom staan daar, jy mag nie gierig wees nie. 1 Korintiërs 5 vers 10 of 9 tot 10. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met oreerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die oreerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie. Want gierigheid kom daarop neer om meer te wil hê as wat jy het. Is dit nie presies waaroor die rotresies vandag in die lewe gaan nie? In hierdie tyd wat ons leef, nog meer, nog 'n bietjie meer, nog net daardie ou laaste dingetjie. Nooit het 'n mens genoeg nie. Daar's altyd nog ietsie wat ons hart begeer, nog ietsie wat ons moet koop, nog ietsie wat ons moet hê. En as ek dit later nie kan koop nie, kan ek dit seker maar op 'n ander manier in die hande probeer kry. Die probleem hiermee is, ons bely dan dat God vir alles sorg. Baie keer in die skrif beloof hy ons presies dit. Ons glo sy hand is oor ons lewens, elke oomblik van elke dag. En hy dwars deur die geskiedenis gewys dat hy voorsien. Hy sê vir ons, moenie oor die dag van môre bekommerd wees nie. Hy gee vir ons dit wat ons nodig het. So gierigheid pas nie in die prentjie van voorsienigheid nie. Gierigheid hoort nie in die hart van 'n kind van God nie. Die laaste ding wat ons lees, my katekismus, wat hierdie gebod sê ons nie mag doen nie. Ons mag nie ons gawes misbruik of verkoos nie. Spreuke 23 vers 20 tot 21. Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vraat hulle hart ophaal, want 'n drinker en 'n vraat sal arm word en slaperigheid sal stikkende klere dra. Ons het 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die gawes wat ons uit die hand van God ontvang. En dit beteken dat ons nie daarmee mag mors nie. Dit beteken dat ons dit ook nie vir die verkeerde doeleindes mag aanwend nie. Want alles wat God ons skenk in hierdie lewe is geskenk met die oog op die uitbreiding van sy koninkryk en die verwesenliking van ons lewensroeping. Soos ek elke tweede maand die duurste motor koop wat op die mark kom, net omdat dit 'n nuwe model is, dan is ek besig om misbruik te maak met die middele wat God my gegee het. As ek die potensiaal of die vermoë het om 'n verskil te maak in my buurman se lewe of 'n broer of suster in die kerk wat my raad of advies dalk my hand nodig het en ek versuim dit, is ek besig om te mors met die dinge wat God my gegee het. Dink aan die talente, die gelykenis van die talente wat ons nou net saam gelees het vanoggend. Daar word die bevel gegee dat ons dit wat ons van God af ontvang het, nie moet verspeel nie. Ons moet dit
anders leer ons dat dit dalk ook weggeneem mag word. Dit is volgens die katekismus wat die 8ste gebod ons leer ons nie mag doen nie. Maar soos die geval is by elkeen van die gebooie, die wat ons reeds behandel het en die paartjies wat ons nog nie bespreek het nie, is daar ook 'n moed buiten die moenie. Die beginsel van elke wet omskryf vir ons die nie sowel as die wat. As ons teruggaan na die katekismus, vraag en antwoord 111. Wat gebied God in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder, en hom so behandel soos wat ek wil hê dat hy my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Ek moet die belange van my naaste beskerm. Matteus 7 vers 12, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Mens wil tog hê, ander moet jou eiendom, jou besittings links en regs breek nie. Ons verwag van ander om ons goed met respek en versigtigheid te hanteer, sodat dit juis nie iets sal oorkom nie. Net so is ons veronderstel om 'n ander een se goed met respek en versigtigheid te hanteer. Hier geld die beginsel, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Ons moet ons naaste se eiendom, hulle belange beskerm. Ons moet dit oppas. As ek sien dat iemand by my buurman inbreek, dan draai ek nie my rug en maak asof niks gebeur het nie. Ook hierin moet ek aan my naaste doen, sy belange beskerm, soos wat ek van hom verwag om aan my te doen. En weer is dit gekoppel aan die gelykenis van die talente, want die man het sy eiendom aan sy diensknegte toevertrou. Hy het van hulle verwag om dit te hanteer soos wat hulle hulle eie besitting sou hanteer. Die eerste 2 diensknegte het dit gedoen. Die derde een het nie sy heer se belange bevorder nie. Tweedens, ek moet my werk getrou doen. Efesiërs 4 vers 28, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die wat gebrek het. Werkgewers vergoed hulle werknemers vir die werk wat hulle doen. Maar as die werknemer nie sy werk doen soos wat hy moet nie, dan sien ons betaal sy baas hom eintlik vir niks. So 'n werknemer is besig om te steel, want hy kry geld vir niks doen nie, omdat die werkgewer onder 'n verkeerde indruk staan. Ons moet getrou wees in ons werk. Anders is ons besig om te steel. Die eerste 2 diensknegte was getrou. Hulle het gedoen wat hulle werkgewer, hulle heer van hulle verwag het om te doen. En daarvoor was hulle vergoed. Derde diensknegt het nie sy werk gedoen nie. Hy was vergoed vir werk wat hy veronderstel was om te doen, maar nooit gedoen het nie. En daarom was hy so hard gestraf toe sy heer teruggekeer het, toe sy heer rekenskap by hom geëis het. Broers en susters, in hierdie lewe, ons werklikheid, ons konteks, het Christus aan ons alles alreeds gegee wat ons waarlik nodig het. Hy het vir ons gegee dit wat ons nie deur arbeid, deur geld kon verkry nie.
Dit wat ons nie self kon of kan koop nie, het hy vir ons aan die kruis reeds betaal. Ons grootste skat, ons ewige skat, is verdien, betaal en word veilig beskerm in die Here, in die hemel. En terwyl ons daar nog reisigers op hierdie aarde is, versorg hy ons. Tot daardie oomblik dat ons die ewige betree en finaal van al hierdie aardse dinge afskeid neem. Maar omdat die mens se fokus verkeerd is, kry ons diefstal. Elke oomblik van elke dag. Die mens is nie gefokus op die ewige nie. Die mens is gefokus op die tydelike. Ons soek aardse rykdom, nie hemelse skatte nie. Materialisme het ons God geword, eerder as hy wat waarlik God is. In ons gierigheid aanbid die mens Mammon, eerder as sy verlosser en Here. Dit is maklik om te sê, maar ek steel nie. Ek vat nie 'n ander se goed nie. Was dit regtig altyd die waarheid? Ek mag dalk nie besig wees met skelmstreke of omkopery nie. Maar gebruik ek dit wat God my gegee het, soos wat ek veronderstel is om te doen? Gebruik ek dit wat God my geskenk het om my lewensroeping te bereik? Beskerm ek my naaste se belange? Is ek getrou in my werk? As ek nie altyd ja kan antwoord op al hierdie vrae nie, soos wat by ons almal maar ook die geval is, dan moet ons bieg. Here, soms oortree ek ook die 8ste gebod. Ons ewige saligheid kon ons nie steel nie. Maar die genade is nou vandag dat niemand anders dit ook van ons kan steel nie. Daar is geen skelmstreke of omkoopgeld wat dit op so 'n wyse kan verdien of 'n ander een sin kan bekom nie. Weet jy, dis nie nodig nie. Want dit is verdien. Dit is betaal. En dit is aan elkeen van God se kinders verniet geskenk. Laat ons in daardie liefde wat Christus aan ons bewys het, ook ander hanteer. Ander se belange respekteer. Beskerm. Laat ons in Christus liefde na die 8ste gebod luister. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, groote God, ewige God. U is koning, skepper, regter. U is die voorsiener en die versorger. En soos wat u sorg vir die lelies in die veld, voëls in die lug, soveel te meer vir u kinders. Here, dit wat ons vandag nodig het, gee ons verniet. En dit wat ons nie kon koop, verdien of vermag het nie, het u ten duurste vir ons betaal. In genade aan ons gegee. Vir ons lewens het u lewe gegee. Ons moet bieg vanoggend, o Here, maklik verval ons in die rotresies om ons.
Maklik buig ons ook voor Mammon sonder om dit te besef en maklik laat ons toe dat aardse dinge ons doen en late begin stuur. Help ons, o Here, as U kinders, as gemeente, om te fokus op die ewige. Dat ons sal vashou aan daardie werklikheid en nie sal toelaat dat wêreldse dinge maak dat ons die 8ste gebod oortree nie. Lei ons ook so om dit wat U ons geskenk het te gebruik vir dit waarvoor U ons dit geskenk het. Mag ons mekaar se eiendom op so 'n wyse benader dat dit ander U liefde kan wys. Die Christus liefde. Dit wat niemand kan steel. Niemand kan vat nie. U is die Alfa en die Omega. Is die begin en einde van alle dinge. Aan U al die eer. Amen. Ek gee